Goeiedag geliefde disipel van Jesus en baie welkom by nog 'n episode van In Jesus Bybelstudie. Hier is episode 56 in ons reeks oor jou identiteit in Christus. En ons het verlede week so 'n bietjie geraak aan die krag wat binne in ons is. Dieselfde krag wat Jesus uit die dood uit opgewek het, dat dit binne in ons is en vir ons is. En hierdie week kyk ons daarna dat Jesus ons voorbeeld en ons model is. As ek en jy wil weet wie ons is, dan moet ons na Jesus kyk. Want ons is in hom. As ek en jy wil weet hoe sien God ons, dan moet ons na Jesus kyk, want ons is in hom. As God na my en jou as wedergebore kinders kyk, dan sien hy ons as heilig, regverdig en verlos. Jy stem dalk nie met my saam nie. Lees saam met my 1 Korintiërs 1 vers 30. Maar deur hom is julle in Christus Jesus, en hierdie hom is God. Maar deur God is julle in Christus Jesus, wat vir ons geword het, wysheid uit God, en geregtigheid, en heiligmaking, en verlossing. Deur God, deur dit wat Vader besluit en gekies het, en dis hoe hy dit besluit het. Die evangelie is nie my plan nie, so ek kan nie besluit hoe ek dit aan jou wil oordra nie. Ek bring net die evangelie, die goeie nuus, soos dit in die woord staan. En hier staan, deur Vader se besluit is ons in Jesus. Dit was sy keuse en sy besluit. Ek en jy het dit nie so gekies nie, en ons kan nie besluit om dit anders te verkondig nie. Ons is in Jesus, as ons natuurlik ons geloof in Jesus sit. En dan ook vandaar ons bediening se naam, in Jesus. Want in Jesus is alles wat ons nodig het en ooit sal nodig hê. Maar nou gaan daai vers aan, maar ek lees hom net weer van die begin af. Maar deur hom is julle in Christus Jesus, wat vir ons geword het, wysheid uit God, en geregtigheid, en heiligmaking, en verlossing. Jesus het vir ons geword geregtigheid. Wat beteken dit? Omdat ek en jy in Jesus is, omdat ek 'n woord gehoor het en dit geglo het, en die onverganklike saad van daardie woord my gewederbaar het God my in sy huishouding geplaas, in Jesus, as sy seun. En hy het aan my dieselfde geregtigheid gegee as wat Jesus het. Hy het dit gedoen. Ek en jy het dit nie gedoen nie, dis 'n geskenk. Soos alles in die koninkryk is ons geregtigheid 'n geskenk. Dis 'n geskenk aan ons vanaf God in Jesus. En kom ons herinner onsself net weer, wat is geregtigheid? Dis om vlekloos en sondevry en skuldvry voor God te staan. Totaal en al perfek, en is 'n geskenk, omdat ons in Jesus is. Maar dan gaan die vers aan met Jesus het vir ons heiligmaking geword. En o my, hier kan die mense tog so op 'n trip gaan, want sonder heiligmaking kan jy mos nie hemel toe gaan nie. En dan wil ek nar word. Daai laaste gedeelte is 'n vergryping en 'n besoedeling van Hebreërs 12 vers 14. En ek wou nou nie vandag daar gaan nie, maar kom ek help die wat graag gehelp wil wees, om 1 Korintiërs 1 vers 30 en Hebreërs 12 vers 14 met mekaar te vereenselwig. Alhoewel party mense dit so wil laat klink, weerspreek die woord van God homself nooit nie. As dit dalk op die oog af vir jou so lyk, kan jy maar weet, eerens verstaan jy iets verkeerd. Of eerens het jy iets uit konteks uitgegryp. So Hebreërs 12 vers 14 lees so. Jaag die vrede na met almal en die heiligmaking, waarsonder niemand die Here sal sien nie. Nou nommer 1, hier staan niks van sonder heiligmaking kan jy nie hemel toe gaan nie. Die hemel is in elk geval nie my goal nie. Ek wil 'n volwasse seun van God wees. Nou, in hierdie wêreld, dan is die hemel 'n outomatiese bestemming vir my. Maar dis nou net so terloops. Maar die hemel is nie my goal nie. Maar hier staan niks sonder heiligmaking gaan ons nie hemel toe nie. Kom ons lees net weer wat staan nie. Jaag die vrede na met almal en die heiligmaking waarsonder niemand die Here sal sien nie. Hierdie vers praat glad nie daarvan dat as ek en jy nie vrede en heiligmaking najag, ons die hemel gaan mis nie. Hier staan waarsonder niemand die Here sal sien nie. Gaan lees maar weer die boek van Hebreërs van die begin af. Die skrywer maak dit duidelik dat hy presies weet dat dit slegs Jesus is wat ons kan regverdig maak en waardeur ons die ewige lewe kan verkry.
Hy is onder geen illusie dat ons werke soos vrede en heiligmaking ons kan red of veroorsaak dat ons ons verlossing verloor nie. As hy dan weet hoe dit werk, wat gaan dan hier aan? Dis eintlik eenvoudig. Kom ons kyk net gou eers wat beteken heiligmaking. So helps Word Studies verduidelik dit as it's used of the believer being progressively transformed by the Lord into his likeness. In eenvoudig Afrikaans is heiligmaking dis die proses waarin die gelowige deur God getransformeer word om meer soos hy te lyk. En onthou net, ek verloor nie uit die oog uit nie, dat Romeine 12 vers 2 sê, ons word getransformeer deur die woord. So God gebruik sy woord om ons te transformeer. En ek wil hier net by sê, dis nie om meer soos hy te wees in ons gees nie, ons het dit nou al in hierdie reeks uitgeklaar, maar eerder in woorde en optrede. So die Hebreërs skrywer sê eenvoudig hier, as ek en jy nie daarna gaan streef om in vrede met almal te leef en om na buite te lyk wat binne gebeur het nie, hoe gaan die wêreld dan God sien? Hoe gaan ander mense weet daar's 'n ander koninkryk as die koninkryk van duisternis? Hoe gaan die wêreld sien daar's genesing buite 'n dokter? Daar's voorsiening buite die bank. Daar's vrede sonder dat daar vrede in die regering is. Hy bedoel nie, ons gaan nie die Here sien nie. Hy bedoel ander gaan nie die Here in ons sien nie. Ons moet dus daarna jaag om na buite te lyk soos die heilige persoon wat ek van binne is, en om in vrede met almal te leef, dan sal die wêreld God in my sien. Dis wat hier staan. Maar terug by 1 Korintiërs 1 vers 30. Hy sê, in Jesus is my geregtigheid. Dis nie my eie nie. In Jesus is my heiligmaking. Dis nie my eie nie. En in Jesus is my verlossing. Ek het dit nie uit my eie uit verkry nie. Dis alles geskenke en God het dit so gekies. Dis wie jy in jou gees, in jou kern is. Dis jou ware identiteit. As jy wil weet hoe lyk jy, kyk na Jesus. As jy wil weet wat jy kan bereik en waartoe jy in staat is, kyk na Jesus. Here Jesus, baie, baie dankie dat U bereid was om 'n mens te word en vir ons te wys hoe U lyk. Hoe U praat, wat U hart is, hoe goed U is, hoe lief U vir ons is. Here, maar nog meer is dit, dat U al ons oortredinge op U geneem het, al my sondes het U op U gelaai, die prys daarvoor betaal en vir my U perfekte heiligmaking en geregtigheid en verlossing gegee het. It's a gift. Dankie, dankie Here Jesus. Ons eer U dat U so goeie God is. In Jesus naam. Amen. Geliefde van Jesus, hou jou oog op Jesus en jou neus in sy woord. Shalom.